As iemand vir 'n week lank net kon kyk na hoe jy met ander mense te werk gaan, sou hulle iets van Jesus daarin kon raak sien. Ek dink dis nogal so 'n ongemaklike vraag, nê, want ons dink dikwels ons getuienis as gelowiges gaan hoofsaaklik oor wat ons vir mense vertel van Jesus. Maar Jesus self sê iets besonders in Johannes 13. Johannes skryf, hy sê, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Nou let op wat sê Jesus. Hy sê nie net julle moet mekaar lief hê nie, hy gee ook vir ons 'n maatstaf van hoe daardie liefde lyk. Hy sê, soos ek julle lief het, moet julle almal lief hê of ander lief hê. Nou Jesus het nie net mense lief gehad wanneer hulle maklik was om lief gehet te word nie. Hy het geduldig met sy disippels gewerk. As ons weer dink aan Petrus wat soms so vir hom teleurgestel het en so dwars getrek het, hy het vir hom lief gehad. Selfs al het hom teleurgestel. Hy het genade gegee aan mense wat misluk het. Ek dink aan ou Judas en hoe hy met Judas gewerk het daai aand voor sy inhegtenisneming. Hy het mense gedien, hy het vergewe en nou sê Jesus self, soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook lief hê. Dis wat ons hierdie week probeer leer het. Dis waar ons gesels hierdie week met die oordenkings. Ons mense ruimte gee, dat ons vir mense moet ruimte gee voordat ons gevolgtrekking so hulle maak, dat ons mense moet vergewe wanneer daar werklik seer was, om eenheid te beskerm, wanneer ons verskil met mekaar, om baie keer die eerste stap na vrede te neem, wanneer dit van ons kan afhang. En nie om perfekte Christene te probeer wees nie, nee, maar om mense te wees wat stadig is om te reageer en vinniger is om te luister. Dis hoe ek en jy gaan leer om lief te hê soos Jesus. En dan sê Jesus ook, hy sê vir ons iets ongelooflik, hy sê wanneer dit gebeur, wanneer ons hierdie tipe liefde vir ander mense gaan wys, wanneer ons gaan lief hê soos hy lief het, nee, dan gaan die wêreld kan sien hoe lyk sy liefde werklik. En wanneer ons as gelowiges mekaar werklik lief het, dan gaan die wêreld van buite af kan sê, kyk daai getuienis. So geliefde, hierdie week, nee, moet ons mekaar kan vra, het ek mense lief? Het ek mense lief soos Jesus my lief het en vir ons lief het? Kan ek en jy op 'n plek kom waar ons kan sê, dit is wat Christelike liefde werklik is. Dis nie net 'n gevoel nie, dis 'n keuse om lief te hê soos Jesus lief het. Nou, dis 'n manier van leef, geliefde. Ek hoop dit maak vir jou sin. Onthou, wanneer ons mekaar lief het soos Jesus ons lief het, maak ons iets van Jesus aan ander mense sigbaar. En dit is seker die maklikste manier vir my en vir jou om te getuig hierdie kant van die hemel. Is om leer te lief hê soos Jesus ons liefhet. As jy nog saam met ons hier is, wil ek jou regtig uitnooi môre op hierdie platform gaan ek verder gesels oor hoe skep ons ruimte vir mekaar, hoe kom ons in ritmes van ruimte as gelowiges, hoe ons gaan werk met mekaar en dan ook met ander mense, dat ons werklik kan sien wat dit is om lief te hê soos Jesus liefhet. Môre skop ons af met hierdie reeks, gaan vir 3 weke hardloop en ek hoop regtig jy sal saam met ons inskakel. As jy in die omgewing is van Alberton, ons is by 35 Phantom Straat hier in Raceview, kom maak 'n draai by ons by Alberton High School waar ons kerk hou om 9:00 en as jy aanlyn inskakel, hier is die platform waar jy kan inskakel. Ek hoop om jou daar te sien, maar vir nou, kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir 'n ongelooflike lekker week van tyd spandeer saam met u in die woord van God. Here, dankie vir uitdagende woorde, uitdagende skrifgedeeltes wat ons oproep tot 'n hoër standaard van hoe ons die lewe leef. Here, dankie dat u vir ons uitnooi na 'n maatstaf wat anderste is as hierdie wêreld. Dit is 'n maatstaf wat sy oorsprong vind uit die bron van God se liefde en dit is die Seun Jesus Christus. Ek bid Here dat ons in hierdie genade sal bly wandel elke dag en dat ons elke dag die keuse sal maak om die leefstyl aan te leer wat dit is om mekaar werklik lief te hê soos Jesus ons eerste lief gehad het. Here, dankie dat U ons lei en vir ons kan rig en leer, maar mag ons getuienisse so sigbaar raak in hoe ons werk met ander mense. Dis my gebed in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle weer môre op hierdie platform. Gaan in vrede. Totsiens.